groet vir jou in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Baie hartlik welkom, liewe vriende, by ons Hemelvaartsdiens vir 2026. Hierdie dag is 'n baie spesiale dag vir alle Christene en vir alle kerke dwars oor die hele wêreld, want ons vier die hemelvaart van Jesus Christus ons Here. Mag vandag se boodskap vir jou tot baie groot seën wees en mag die Heilige Gees ook hierdie Bybelse waarhede in ons harte inplant tot geloofsversterking. Kom ek en jy word vandag stil voor die Here en ons begin hierdie mooi geleentheid deur eers saam te bid en te vra dat die Here ons harte sal open vir sy woord. Vader, baie dankie dat ons vandag op hierdie baie besondere dag voor U kan buig, die lewende God van hemel en aarde. Dankie Here dat U in U grootheid en liefde U seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur het, vir sondaar mense, sodat ons in 'n nuwe lewende verhouding met U kan staan. Dankie vir Jesus se kruisdood. Dankie vir sy opstanding uit die dood. En Here dat ons vandag sy hemelvaart kan vier. Wil U vandag deur die Heilige Gees se werk U woord vir ons open en ons harte open en met elkeen van ons praat, dat ons op hierdie dag U wil vir ons lewe sal verstaan. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Vriende, ons gaan saam lees uit die woord van die Here op hierdie wonderlike dag, Handelinge hoofstuk 1, en ons lees vers 6 tot en met vers 11. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, en tot aan die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Liewe vriende, die hemelvaart van Jesus Christus is nie 'n dag van finale afskeid nie. Dit is nie 'n dag waarin Jesus Christus ons alleen kom agterlaat nie, maar dit is 'n dag van oorwinning. Die hemelvaart van Jesus beteken dat die werk van Jesus Christus, die verlossing, voltooi is. Dat Christus nou regeer aan die regterhand van God en dat hy eendag weer sal kom om al sy kinders te kom haal. Die disippels het nie net gekyk hoe Jesus weggegaan het, toe 'n wolk hom opgeneem het in die hemel nie, maar hulle moes ook leer om te verstaan wat sy hemelvaart werklik beteken het. En vandag moet ek en jy dit ook verstaan. En daar is 3 baie belangrike dinge wat ons vandag moet begryp as moderne Christene, as ons oor die hemelvaart van Jesus Christus praat. Die eerste belangrike ding is dit: Jesus regeer nou as koning. Dan in die tweede plek, Jesus
tree nou vir ons in. En dan in die derde plek, Jesus kom eendag weer in sy volle glorie en heerlikheid. Nou nadat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, was hy vir 40 dae lank hier op aarde, waar hy aan verskillende mense verskyn het. Hulle het geleer wie Jesus was, en hy het hulle voorberei op dit wat gaan gebeur ook in die toekoms. En toe, op die Olyfberg, terwyl sy disippels daar by mekaar was, is Jesus opgeneem in die hemel. En nou is die vraag, waarom? Omdat hy sy plek op die ewige troon in heerlikheid moes gaan inneem. In Efesiërs 1, vers 20 tot 22 staan daar, dat God Christus opgewek het, om hom te laat sit aan die regterhand van God in die hemel, hoog bo alle magte en owerhede. Jesus het nie hemel toe gegaan om passief te gaan wees en niks daar te gaan doen nie. Inteendeel, hy regeer nou. En dit beteken Jesus is groter as die chaos van hierdie wêreld. Jesus is groter as politieke magte. Jesus is groter as oorlog, as sonde en as die Satan. En Jesus is groter as ons vrese, ons probleme en ons swaar kry. Ons lewe in 'n wêreld vol onsekerheid, liewe vriende. Ons sien hoe die wêreld vol van hartseer en pyn is en oorlog en moeilike omstandighede en swaar kry. Baie mense is bang vir die toekoms. Baie mense voel moedeloos en weet nie wat hulle in die toekoms gaan doen nie. Hulle is uitgeput. Maar die hemelvaart van Jesus Christus herinner ons, die troon van die heelal is nie leeg nie, maar Jesus Christus sit op die troon en hy regeer tot in ewigheid. Nou in Openbaring hoofstuk 19 beskryf Johannes hom as die koning van die konings en die Here van die Here. Soms lyk dit vir ons in hierdie wêreld asof die bose oorwin, asof sonde die oorhand kry en asof onreg net meer toeneem. Soms lyk dit asof ongeregtigheid net sterker word. Maar ek en jy moet vandag weet, Jesus Christus het sy troon bestyg. Hy regeer. Die kruis was nie 'n nederlaag vir hom nie, maar dit was 'n oorwinning. En die hemelvaart is die bevestiging daarvan. En daarom hoef die kerk en Christene en gelowiges vandag nie bang te wees nie. Ons Here leef. Ons Here regeer. Ons Here bou sy kerk. En geen mag, of wêreldse mense, of selfs die Satan, sal sy koninkryk kan vernietig nie. Die hemelvaart, liewe vriende, beteken ook in die tweede plek, dat Jesus Christus nou vir ons intree. Die hemelvaart beteken nie dat Jesus ons alleen gelos het en asof hy ver van ons af is nou nie. Nee, inteendeel. Hebreërs 4 vers 14 tot 16 leer ons dat ons 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het, naamlik Jesus Christus, die Seun van God. En wat doen hy nou in die hemel? Romeine 8 vers 34 sê, hy tree in vir sy kinders. Christus is dit wat gesterf het, staan daar. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, en wat vir ons intree. Wat 'n wonderlike troos, wat 'n heerlike bemoediging vir gelowiges. Wanneer jy swak is, wanneer jy val, wanneer jy oorweldig voel, wanneer jy moedeloos is en nie meer weet watter kant toe nie, wanneer jy worstel met jou pyne en met jou sonde, wanneer jy voel niemand verstaan jou nie, dan staan Jesus Christus in die hemel as jou middelaar daar om vir jou in te tree. Hy vergeet nie sy kinders nie.
Die merke van die kruis is nog steeds aan sy hande en voete en is steeds die bewys van sy ewige liefde vir ons. Satan kom en kla vir ons aan in hierdie wêreld, maar Jesus pleit vir ons in die hemel. Die wêreld veroordeel ons, maar Jesus Christus spreek ons vry. Ons eie harte veroordeel ons soms, maar Jesus het gesê, ek het vir jou betaal. Geliefdes, ons redding hang nie af van hoe sterk ons vashou aan Jesus nie, maar dit hang af van hoe hy ons elke dag vashou, lei en beskerm. Hy laat nooit sy kinders los nie, en daarom kan ek en jy as moderne Christene met vrymoedigheid na Jesus Christus toe gaan, want hy tree vir ons in. Dis nie omdat ons goed genoeg is nie, maar omdat hy goed genoeg was en die prys ten volle vir ons betaal het. Dan in die derde plek, gaan ons vandag ook kyk op Hemelvaartdag na die feit dat Jesus Christus weer terugkom, in volle heerlikheid en glorie. Toe die disippels daar opgestaar het na die hemel, toe Jesus opgevaar het, was daar skielik twee mans in wit klere, wat vir hulle gesê het, hierdie Jesus sal net so weer terugkom. Wat 'n wonderlike troos, en wat 'n heerlike belofte. Die hemelvaart wys nie net terug na die kruis nie. Die hemelvaart wys vooruit na Jesus Christus se wederkoms. Hy kom nie as 'n lydende knegt nie, maar as 'n heerlike koning. Hy kom nie in swakheid terug nie, maar in majesteit. Hy kom nie om te veroordeel nie, maar hy kom om te oordeel die wat nie in hom glo nie. Vir die wêreld is dit 'n baie ernstige waarskuwing. Ons lewe almal in genadetyd. Vir die God se kinders is dit egter 'n heerlike troos, want ons weet hierdie wêreld is nie ons ewige tuiste nie. Ons verwag 'n ewige koninkryk saam met God tot in ewigheid. Ons wag vir 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en vir 'n spesiale woonplek wat Jesus vir ons voorberei het volgens Johannes hoofstuk 14. Ons wag vir die dag wanneer sonde, dood en pyn finaal vernietig sal word. En daarom moet die kerk begin wakker word, want ons lewe in genadetyd. Ons mag nie geestelik aan die slaap gevind word nie. Ons mag nie verlief raak op hierdie wêreld en al sy doen en late nie. Ons moet gereed wees vir die koms van die koning. In Titus 2, vers 11 tot 13 staan die volgende woorde. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig te lewe en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die ewige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en Verlosser Jesus Christus. Geliefdes, die wederkoms of die hemelvaart van Jesus Christus gee vir ons ewige hoop as gelowiges. Maar dit gee ook vir ons 'n verwagting in die harte, iets om na uit te sien, want Jesus Christus kom weer. Ons is gewas deur sy bloed. Ons is geheilig in sy naam. Ons is gered deur Jesus en ons verwag sy koms. Ons Here leef, ons Here regeer en ons Here kom weer. Hemelvaartdag is nie die einde van die evangelie nie. Dit is die troonbestuiging van die koning Jesus Christus. Jesus Christus het die werk volbring. Jesus het die dood oorwin. Jesus regeer nou tot in ewigheid en Jesus tree in vir sy kerk en hy beloof dat hy eendag weer sal kom. Daarom moenie moed verloor nie. Bly staande in die naam van Jesus Christus. Moenie ophou glo nie en moenie bang wees nie. Leef vir Jesus.
Wees gehoorsaam aan Jesus. Kyk op na Christus, want waar jou koning is, daar is jou hoop. Mag hierdie Hemelvaartdag vir jou 'n wonderlike dag wees, en mag die Here vir jou en jou gesin saam seën om met verwagting te kan uitsien na die koms van ons Heiland en Verlosser Jesus Christus. En kom ons eer die Here wat vir ons intree in die hemel, want ons het 'n ewige hoop. Kom ons bid saam. Baie dankie troue God en Hemelse Vader, dat ons op hierdie Hemelvaartsdag alle lof en eer aan U kan bring. Wat 'n heerlike dag. Ons loof U vir wie U is en vir wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Ons kyk uit met verwagting na die koms van ons Heiland en Verlosser. Dankie dat hy vooruitgegaan het om vir ons plek voor te berei. Laat ons ook in hierdie tyd gehoorsaam aan U lewe terwyl ons sy koms verwag. Help ons deur U woord en gees om op die regte pad te lewe en wil U uit genade al ons sonde vergewe en ons harte laat ophef na die hemel waar Jesus Christus is. Ons bid dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, baie dankie dat U vandag by ons ingeskakel het. Mag die Here vir U seën, en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.